Goeiedag, ek hoop jy het wakker geword met 'n lied in jou hart. Ek het die voorreg gehad om wakker te word met die geluide van voëls oral hier rondom ons, hier langs die rivier, waar ons vir die oomblik die voorreg het om ook te bly. Sommer opgewonde te wees om te weet dat die Here vir ons ook weer 'n geleentheid gegee het om die lig te aanskou, iets van die nuwe dag te beleef. Opgewonde gewees binne in my hart ook om te weet dat Jesus lewe, dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy heers en dat ek en jy ook kan lewe vanuit hierdie opstandingskrag van hom. Ek wil graag hierdie geleentheid vandag begin met hierdie woorde van Psalm 119. Psalm 119 vers 9. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan die beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Amen. Ek groet jou op hierdie Sondagmôre met die seën van die Here, genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ek het jare gelede die voorreg gehad om deel te neem aan 'n program wat geskryf was destyds deur iemand met die naam van Kobie de Vries. Sy was iemand wat skoolliedere vir verskeie skole geskryf het en geweldig kreatief was in terme ook van ander skryfwerk wat sy gedoen het. Die program waarin ek deelgeneem het was Optimus en Pessimus. Maar wat vir my uit daai program altyd uitstaan en wat ek altyd onthou, is daardie woorde van Carpe Diem, gryp die dag. Nou, die tema waaroor ek dan vandag ook met jou wil praat is hierdie woorde, leef voluit vandag, maar onthou ook van môre. Maak gebruik van elke geleentheid in jou lewe, maar onthou ook van môre. Onthou ook van dit wat vorentoe binne in jou lewe lê. Terwyl ons lewe en opgewonde moet wees en vry moet wees, moet ons verstaan dat daar 'n bepaalde soort van begrensing tog iewers by ons sou lê. Maar die belangrike is om die dag te kan gryp. Daardie woorde het my eintlik so bygebly van Carpe Diem, gryp die dag, dat dit nog tot vandag ook op my WhatsApp status sou wees, gryp die dag. Nou hoop ek dat jy ook hierdie dag gryp, en ek hoop dat die gedeelte wat ek in die Bybel vanmôre met jou deel uit Prediker, hoofstuk 11, en dan die begin van hoofstuk 12, ook vir jou wil aanvuur om te sê, gryp die dag, en veral as jy jonk is, as jy jonger is, as jy kleiner is, ook binne in die uitdagings van die lewe wat jy ook mag hê. En ja, as jy ouer is en jy het kinders en mense rondom jou en jy's dalk 'n opvoeder in die lewens van jong mense, dat hierdie woorde ook deel van jou sou wees om hulle ook aan te vuur. Daardie jong mense wat deel van jou wêreld is, om hulle aan te vuur om ook met volheid en met blydskap die dae te kan aangryp, terwyl daar ook 'n bepaalde verantwoordelikheidsin binne in dit alles sou lê. Kom ons maak net ons oë toe vir 'n oomblik en ons bid saam voordat ek hierdie gedeelte saam met jou gaan lees. Hemel Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend ook te kan wakker word en die geluide van voëls te kan hoor. Dankie vir al die geluide wat uit die bos uit kan kom. Here, en ook wanneer ons in die stad sou wees en ander plekke sou bly, as ons mooi fyn luister, dan is daar ook die unieke geluide waarmee ons wakker word. Baie keer baie dinamiese geluide wat ook vir ons wil aanvuur om ook die lewe te kan gryp met opgewondenheid, omdat dit elke keer nog 'n dag is wat die Here gegee het. 'n Dag is waaroor ons kan juig. 'n Dag is waaroor ons kan bly wees, want U gee die lewe. U gee die seisoene en ons wil dit aangryp. Seën ons dan ook, Here, rondom die woord, en wil U verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Kom ek lees saam met jou uit Prediker hoofstuk 11. Iemand sê dat hierdie
gedeelte in Prediker amper so iets is soos 'n dominee wat besig is om 'n preek te hou. En aan die einde van sy preek, nadat hy lank oor baie ander dinge gepraat het, eintlik half by 'n tipe van 'n kindermoment en 'n jong moment wil uitkom. Nou dis hier aan die einde van sy boek ook wat die Prediker dan hieroor praat. Oor die jeug praat, oor die jonkheid ook praat, om daarvan af ook te beweeg binne in die oudheid, in die ouderdom wat ook daarna sou kom. Want die lig praat hy oor, kom ons sê oor die jeug, en as hy praat oor die donkerte, dan ook oor die ouderdom wat kan kom. En die Prediker het mos maar sy unieke manier om oor dinge te skryf. Hy was hierdie wysheidsleraar wat die wêreld ondersoek het, wat die lewe ondersoek het, wat dinge ondersoek het, en wat met 'n bepaalde, wat mense sê, realisme ook na alles gekyk het, maar iemand wat verstaan het, dat dwaasheid nooit cool is nie, dat wysheid beter is altyd as dwaasheid. Al sou dit wees, dat albei sou doodgaan, dan sou die keuse nog altyd wees om 'n wyse, 'n slim lewe te kan lewe. En om te verstaan, dat die tye en die seisoene, wat ek in my lewe het, iets is, wat van God afkom. Dat ek kan eet, en dat ek kan drink, en dat ek kan aantrek, en dat ek die vrolik en die mooi van die lewe kan geniet, onder al die arbeid wat ek mag hê. Dit alles is 'n gawe van God. En ek dink hy sou ook vir jou wil sê, gryp elke oomblik. Lewe elke oomblik van jou lewe voluit. Maar onthou, dat dit ook weer eens verbygaan. Dink aan môre. Die lig is aangenaam, sê Prediker 11 van vers 7 af. Die lig is aangenaam, dis goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou, dat die donker dae van die dood wat kom ook baie is. En dan gebruik hy sy bekende woorde van, alles kom tot niks. Alles is uiteindelik maar te vergeefs. Nietigheid van nietighede. En dan hierdie pragtige woorde ook vir die jong mense. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart. En vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. En dan in vers 12, die eerste verse. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Jonk wees binne in die tyd waarin ons leef, sou baie mense sê, is 'n soort van uitdaging. Want ons weet waar deur jong mense gaan, en ons weet van baie van die uitdagings wat hulle ook kan tref. Veral hierdie tyd van die jaar, as jy nog 'n skoolgaande persoon is, en veral as jy in matriek is, en die eksamen voor die deur staan, jou finale jaar in skooltyd, dan weet jy dat dit ook uitdagende tye is waarbinne jy lewe. Dit is oukei vir 'n ou om jou 40 days te hou en vreugdevol te wees en te weet dat jy halfuur na die einde van jou skooltyd kom, maar as jy 'n bietjie verder dink, en jy dink, maar nou is die eksamen voor die deur, en ek het bepaalde drome vir die toekoms, en ek weet nie oor hoe dit presies gaan wees, en hoe dit gaan wees in die volgende jaar nie, dan kan dit nogal wees, dat 'n mens ook enigstens bekommerd kan wees, en die tye ook as baie uitdagend kan beleef. En dit is inderdaad ook waar vir ouers. Wat dink aan hulle kinders? Wat dink aan die uitdagings wat hulle kinders het? En wat saam met hulle die uitdagings van die tyd ook enigstens moet tegemoet gaan. Ons wil altyd vir mense sê en vir kinders sê, jong, geniet jou lewe. Wees vrolik. In ons dae was dit sommer net lekker en baie meer ongekompliseerd. Maar julle tye is dalk 'n bietjie moeiliker, terwyl dit ook
belangrik is vir ons om ons jong mense en ons kinders ook aan te moedig om met baie vreugde te kan lewe, om die lewe letterlik te kan aangryp. Want dit is iets van die voorskrif wat die prediker ook vir mense gee, is om te sê dat jy moet voluit leef. Want hy sê, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug. As jy die geleentheid het, as jy nog jonk is, dan moet jy dit ook aangryp. Dan moet daar ook 'n stuk blydskap binne in jou lewe wees. Dan is dit ook belangrik om vrolik die lewe en die dae wat jy het te kan geniet. Want soos enige ander ding is hierdie dae ook besig om voor te snel, om verby te gaan. Die lewe het maar 'n manier om aan te gaan, om vorentoe te beweeg en baie vinniger te beweeg as wat 'n mens altyd vir jouself kan indink. Omdat 'n mens so geweldig besig kan raak, dan is dit dat die lewenstempo jou dit laat ervaar dat die lewe eintlik nogal regtig kort kan wees en dat die donkerte baie vinniger na 'n mens toe kan kom as wat jy enigsins aan kan dink. Ek weet ons het almal hierdie uitsprake dat ons sê, joh, maar die tyd vlieg darm geweldig. Hoe vinnig het my skooldae nie gevlieg nie. Hoe vinnig vlieg die tyd op universiteit nie. Hoe vinnig het my eie lewe nie gevlieg nie. Kyk, en hier staan ek nou al aan die verkeerde kant, van 'n mens sê amper van die jare in terme van die lewe. En daarom dat die prediker met hierdie woorde kom, dat ons mag vreugde hê, dat ons mag opgewonde wees, dat ons ook ons jong dae ten volle kan geniet, en dat ons dit eintlik ten volle behoort te geniet, dat ons die oomblikke kan aangryp. En wat sê hy? Doen daardie dinge wat jy goed vind. Doen die dinge, sê hy vir die jong mense, waarvan jy hou. Wees vrolik. Gebruik die oomblikke wat jy binne jou lewe het. Want dit is 'n bepaalde seisoen waar binne jy lewe. 'n Seisoen wat ook gaan verbygaan, maar vir die oomblik iets is waarmee jy behoort te lewe en wat jy behoort aan te gryp. Dat dit geleenthede is. Ons dink aan die uitdagings van die oomblik, maar moet aan die ander kant ook besef dat dit geleentheid is. Dat tye en geleenthede baie belangrik is. Maar dan sê hy, moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Terwyl jy jonk is en terwyl jy alles aangryp en met voluit dit geniet, jou studiejare, jou skooljare, jou jonkweesjare, jou speeljare, alles wat jy het, terwyl jy dit geniet, ook te verstaan, dat dit ook begrens word deur 'n môre wat ook voor jou staan, omdat hierdie tye ook in 'n mens se lewe verbygaan, en des te meer maak dit jou verantwoordelik oor daardie dae wat jy mag hê. En wat is die woorde wat hy sou sê? Wat is die dinge wat ons enigstens moet begrens binne in ons lewe? Want hy wil hê dat ons bly moet wees, dat ons opgewonde moet wees, dat ons vrolik moet wees, dat ons die oomblik moet aangryp, dat ons potensiaal in terme van elke ding volledig moet geniet, die beste gebruik moet maak van elke geleentheid. Maar wat is van die grense? Boonbehalwe die feit van dat die ouderdom ook kom en dat die jeug en die jonkheid ook verbygaan, wat is daardie dinge? Hy sê, hou kommer uit jou hart uit. Met ander woorde, dit wat jou swaarmoedig kan maak in jou lewe. Lewe so, dat daar nie swaarmoedigheid binne in jou hart is nie. Dat daar nie dinge is wat jou vryheid, jou menswees van jou af wegneem nie. Moenie so lewe dat jy moet, is tipe van 'n geestes ongesteldheid sou lewe nie. Moenie jou vryheid in jou menswees kom verloor nie. Aan die ander kant, vermy dit wat jou liggaam kan skade doen. Pas jou liggaam op. Terwyl jy sportief kan wees, mens kan wees, moet jy ook besef dat hierdie liggaam van jou ook 'n heilige plek is, waarbinne jy ook is, wat spesiaal is, wat die Here ook vir jou gegee het, wat hy op 'n kosbare manier ook aan mekaar
geweef het, waarmee jy ook diensbaar kan wees binne in die wêreld, in die omgewing waarbinne hy jou geplant het. En pas uiteindelik ook hierdie liggaam op, deur die wyse waarop jy uiteindelik lewe. Want dit is so belangrik dat dit ook nie skade sou wees nie. Dit vestig, en dit verstaan ons ook, dit huisves ook die Heilige Gees binne in ons, wat binne in ons ook sou lewe. Want hy sê al hierdie dinge is belangrikheid, want die jeug en die jonkheid kom tot niks. Maar wat is vir hom seker die belangrikste? Terwyl jy besig is om jou lewe te geniet, en jou lewe mag geniet, is dit ook om aan jou Skepper te dink, aan jou jong dae. En nou praat hy nie hier oor die almagtige, of die alwyse, of die groote God, al die attribute wat 'n mens, die mooi name wat 'n mens ten opsigte van God se eienskappe ook vir hom sou gee nie. Hy praat oor die Skepper. Dink aan jou Skepper in jou jong dae. Met ander woorde, ontdek weer wat jou lewensdoel is. Ontdek weer vir 'n oomblik waarvoor God jou gemaak het en waarheen jy ook op pad is. Dit is so belangrik altyd om ons identiteit te ontdek en dit altyd te onthou. Want ons is mos identiteitsgedrewe mense. Dis ons identiteit. Dis wie ons in Christus is, wat ons wil dryf. En dan aan die ander kant ook, jou lewensroeping. Waarom het God my ook na hierdie wêreld toe gebring? Hoekom het hy my na hierdie wêreld toe gebring? Wat is my lewensdoel? Hoekom is ek hier? Om wat te doen? Wat is die verskil wat ek uiteindelik ook kan maak? En daarom is dit belangrik, dink aan jou Skepper. Onthou die Here ook in jou jong dae. Onthou hom elke dag. Voluit moet jy lewe. Opgewonde moet jy lewe, te midde van die uitdagings wat jy het. Kom ons beskou dit eerder as die geleenthede wat ons het. Lewe voluit die binnekant. Lewe vrolik. Dit is letterlik aan die nalatenskap wat Prediker in sy boek ook vir 'n mens wil kom gee, is om te sê, geniet dit wat jy het. Maar verstaan dat daar bepaalde grense is. Weer kommer ook uit jou hart uit. Pas op vir daardie dinge wat jou swaarmoedig kan maak, wat jou lewe vir jou moeilik kan maak, wat kan maak dat jy nie vry kan wees nie. Bekommernis oor die toekoms, bekommernis oor net nou, bekommernis oor waar ek uiteindelik ook sal uitkom. Weer daardie kommer uit jou hart. Moenie kommer in jou lewe ook veroorsaak nie. En veral ook, as 'n mens kontekstueel sou kom praat in vandag se tyd, as eksamens ook voor jou staan, moenie te veel daaroor bekommer nie. Wat belangrik is dat jy die tyd aangryp. Wat belangrik is dat jy die geleentheid aangryp. Wat belangrik is dat jy die seisoen aangryp. Wat belangrik is dat jy ook van hierdie eksamen en hierdie geleentheid die absolute beste sal maak, deur die beste sal gee. Want onthou, die toekoms is besig om in die Here te ontwikkel. Ons dink baie oor die toekoms as iets wat voor ons staan, wat ver is, wat daar is. Die toekoms is hier. Die toekoms is besig om te gebeur binne in die oomblik. En dit wat jy nou doen, is bepalend vir dit wat voor jou, wat vorentoe lê. En daarom lewe so, want dit maak jou net 'n meer produktiewe mens en 'n meer dinamiese mens, wanneer jy die kommer ook uit jou lewe, hierdie verskriklike sorg binne jou lewe, dat jy dit sal vermy en sal weet dat die Here ook besig is om vir my te sorg en my toekoms vir my ook te kan oopsluit. En dan vermy die dinge wat jou liggaam kan skade doen. Vermy daardie dinge in jou jonkheid. Vermy dit om onverantwoordelik te lewe. Vermy dit om op so 'n wyse te lewe dat hierdie liggaam van jou nie die sieraad kan wees wat dit behoort te wees nie. Vermy dit en pas ook
vir jouself in jou volledige mens wees op, want onthou, ons is volledige mense, gees, siel en liggaam. Want, hoekom doen ek dit alles? Want ek weet, ek het net een so seisoen. Dis lekker om die lig te aanskou. Dis wonderlik om die dae te kan aanskou. Dis lekker as ek vanmôre wakker geword het en die lig kon sien wat hier is. Die lig is aangenaam. Dit is goed vir die oë om die son te sien. Dis goed om iets van die vrolikheid van die dag te kan beleef. En as jy dan lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood ook kom wat baie is. Met ander woorde dat die Here uiteindelik, dat daar ook 'n tyd is waar al hierdie dinge verbygaan en dat 'n mens met verantwoordelikheid daarom ook in God se teenwoordigheid moet lewe. En jou Skepper Here se teenwoordigheid wil lewe, want hy wil vir jou net gewoon die beste gee. Here, dankie dat ons verantwoordelik, maar ook met opgewondenheid voor U kan lewe. Here, en ons wil ook hierdie dag aangryp en sê, ons wil positief wees, optimisties wees, eerder as wat ons depressief wil lewe. Ons wil positief ten opsigte van die geleenthede leef, wat U ook vir ons gee. En ons wil ook hierdie dag, hierdie geleentheid, hierdie seisoen aangryp, met die uitdagings wat ons het. En ons bid in hierdie tyd, en besonder ook, vir ons jong mense wat eksamens moet skryf, en al ons mense wat ook deel is van hierdie jong mense se lewens, hulle wat die jong mense moet leer, moet begelei, moet eksamineer, maar Here, hulle wat ook as ouers, saam met hulle kinders, ook die pad loop. Here, dankie dat ons vanuit ons ervaring ook van ouer wees, vanuit ons ervaring dat ons ook jonk was by geleentheid, ook aan die jong mense die leiding kan gee, wat hulle ook nodig het. Wil U verheerlik word in hierdie dag, en elke dag in Jesus naam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou wees en bly elke dag. Amen. Ek hoop jy het 'n mooi dag. Seënwense vir jou en sterkte met al jou uitdagings.